Hallo vriende, ek glo ons elkeen is geseënd, baie welkom en baie dankie dat ek weer 'n woord met julle kan deel. Ek groet julle in die grootste naam wat daar is, ons verlosser, ons redder, Yeshua Mashiach. Vriende, wat 'n besonderse voorreg om weer met julle iets te kan deel uit God se woord. Ek wil net 'n opskrif lees van: Die Here is ons beskermer. Ek wonder hoeveel van ons loop regtig deur die dag met daardie wete, al gebeur wat met my. My God is by my. Ek sal nie vrees nie. Maar ja, soos 'n mens maar is daar maar soms kere wat jou gemoed jou begaan en natuurlik soos die listige vyand in jou oor kom fluister en jy moet nou skrik, jy moet nou bang wees. Maar dan kom God in sy woord in Psalm 91. Omdat jy die Here as skuilplek geneem het, die Allerhoogste as jou beskermer, sal geen onheil jou tref en geen plaag naby jou woonplek kom nie. Hy sal sy engele opdrag gee om oor jou te beskerm waar jy ook al gaan. Op hulle hande sal hulle jou dra, sodat jy nie jou voet teen 'n klip stamp nie. Daar is net een versie uit die kosbare woord van Vader, wat net weer eens vir ons kom bemoedig van dat God is altyd by ons. Daar is so baie plekke wat die Here vir ons ook daardie beloftes gee van ons moet net op hom vertrou. Ek lees vir ons Psalm 118 vers 8. Dit is beter om by die Here te skuil as om op mense te vertrou. Spreuke 30 vers 5. Elke woord van God is gelouter. Hy is 'n skild vir die wat by hom skuil. Hoe wonderlik is dit nie om te dink ons beskermer sluimer of slaap nooit nie. Hy het soveel beloftes in sy woord wat hy vir ons gegee het, dat ons maar regtig kan glo dat hy by ons is. Vriende, ja, ek weet ons Christene en nie-Christene het daagliks die beskerming van die Here nodig. Sekuriteitsmaatskappye, natuurlik, kan jy net tot op 'n sekere hoogte help of tot by 'n sekere punt. Ons is nog bevoorreg om in 'n land te woon waar 3/4 van die bevolking Christene is. Ja, vriende, al lyk dit nie altyd so nie, né? Ons kan nog vrylik die woord van God verkondig. Ons kan groot Christelike samekomste bywoon. Ons kan dit reël, ons kan geestelike radio luister, ons kan TV-programme luister. Dit is alles tekens van God se genade in Suid-Afrika. Ek weet daar is baie lande wat jy nie eers 'n Bybel mag hê nie. Jy kan nie eers met 'n stukkie Bybel saam met jou rondloop nie. Dan word jy in die tronk gesit. Ons hoor egter ook daagliks van gruwels wat mense teenoor mense pleeg. Dit grens soms aan sulke lelike gruwels dat 'n mens dit onmoontlik nie eers wil begryp nie. Ja, ons is almal bekend met die geweld in die lande, nie net in ons land nie. Weens al die geweld in ons land, leef ons in vrees. Ja, as ons by die huis kom, moet ons seker maak dat jy nie reg voor jou motorhuis staan wanneer jy die laat oopgaan nie. Jy maak seker as jy binne in die huis is, alles is gesluit, vanaand as jy gaan slaap, maak jy seker die alarm is aan. Maar ja, dit is alles goeie dinge, dit is goeie dinge om jouself te beskerm ook, ja, want natuurlik het Vader ons daai wysheid gegee. Wil sien, vriende, weens al die geweld in ons land, leef ons in vrees. En vrees ontneem ons vrymoedigheid, en dit beïnvloed weer ons geloof. Ons moet nie toelaat dat jy beroof word van jou geloof nie. Glad nie. Beweeg nader aan God. Dan is die stryd reeds gewonne. Hy beloof dat hy sy engele sal aansê om ons te beskerm. Hy sal ons help, want hy is tog ons Vader. Geliefdes, ons as Christene moet in alle erns begin bid vir hierdie land en dit terugeis vir Christus. Ons moet nie net vir ons land bid nie. Ons moet vir ons vriende, ons familie, ons mense van ons werk. Ons moet regtig ons vir almal bid en almal opdra aan die Here, sodat ons almal
met daardie vrede wat God vir ons gegee het in sy woord, dat ons met daardie vrede kan leef. En daar is so 'n mooi verhaal in die Ou Testament. In 2 Konings 6, ek dink illustreer dit die beste betekenis om deur die krag van God bewaar te word. Ek glo ons almal is bekend met hoe Ben-Hadad, koning van Aram, het teen die Israeliete oorlog verklaar en met 'n groot leer teen hulle opgetrek. Soos sy magte gevorder het hy gereeld sy krygsraad bymekaar geroep om die volgende dag die strategie te beplan. Profeet Elisa het egter aangehou om 'n boodskap aan die koning van Israel te stuur en elke beweging van die vyandelike troepe uiteen te sit. Trouwens, by sy verskeie geleenthede het die Israeliete 'n nederlaag vrygespring as gevolg van Elisa se waarskuwing. Ben-Hadad was so woedend en hy het sy dienaars byeengeroep. En hy wou weet, wie openbaar ons planne aan die koning van Israel? Wie is die verraaier? En een van sy dienaars antwoord, nee my heer die koning, maar Elisa, die profeet wat in Israel is, kan die koning van Israel se woorde te kenne gee, wat u in u slaap spreek. Is dit nie merkwaardig nie? Kyk hoe werk die Here, nie? Ben-Hadad het dadelik 'n aantal perde, strydwaans en soldate gestuur om Elisa te vang. Gaan en bring hom hier na my toe, het hy beveel. Hulle het daardie nag gegaan en die stad omsingel met die bedoeling om die ou profeet te verras. Elisa se diensknegt het vroeg wakker geword, toe hy sien dat daar 'n leer was wat die stad met perde en strydwaans omsingel, het hy verskrik na Elisa gehardloop en uitgeroep, ag my heer, wat sal ons doen? Elisa het vol vertroue geglimlag en geantwoord, vrees nie, want die wat by ons is meer as wat die by hulle is. En Elisa het gebid en gesê, Here, open tog sy oë, dat hy kan sien. En die Here het die oë van sy dienaar geopen. Hy kon sien, en met eens was die berg vol perde en waans van vuur rondom Elisa. Soos die psalmdigter kon Elisa te midde van sy krisis staan en met absolute sekerheid sê, ek sal nie vrees vir 10.000 mense wat rondom my gereed staan nie. Al word 'n laar teen my opgeslaan, my hart sal nie vrees nie. Al staan 'n oorlog teen my op, nogtans vertrou ek. En vriende, dit is so 'n mooi verhaal, en dit is nie net 'n verhaal nie, dit is tog die waarheid. As Vader ons oë ook net oopmaak en ons net aanraak, dat ons ook kan sien, ons nie nodig het om te vrees nie, want die wat by ons is meer as die wat in die wêreld is, meer as die wat ons wil aanval. Ja, ek weet ons almal het dit moeilik in hierdie dae, maar weet julle, ons God is nog groter as dit. En ons God bly ons altyd dieselfde. Ons God verander nie. Hy bly dieselfde van nou en tot in alle ewigheid. So as Vader sy woord, en sy woord is nog steeds staande. As hy nog steeds vir ons sê, ons moenie vrees nie, vertrou op my. Wie is ons om daarteen te skop of te stryd? Dit is nie die vyand. Dit is absoluut disorganiseerd wil maak. Dit is hy wat ons absoluut so bang wil, vreesagtig wil maak, dat ons nie op God kan vertrou nie. En ek dink amper dit kan ook deel wees van 'n sonde, as ons nie op God vertrou nie. God sê dan vertrou op my. Ons doen ons nou iets wat teen sy woord is. Vriende, kom ons neem 'n vaste besluit om te bid. Vir ons eie beskerming, as ook vir die van ons medemens, ons vriende en familie. Ons mag, nee, ons moet dit van God vra. Hy ons beskerm met sy magtige engele. Abba Vader, Here baie dankie weer eens vir die woord ons kon gehoor het. Here, dankie dat U in daai tyd vir Elisa beskerm, bewaar het. Here, dankie dat U dieselfde God is. Here, dankie dat U tot vandag toe ons ook beskerm, ons bewaar. Vader, val uit die vrees uit ons harte uit. En ja, Here, dat ons ook bid, open ons oë ook, Here, dat ons kan sien, die by ons is meer as die in die wêreld.
Vader, ons loof en ons prys en ons dankie daarvoor. In Yeshua Messia se groot naam. Amen. Vriende, ek groet julle met die pragtigste seën, mag die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees met julle almal wees. Shalom.